Ek wil ook dan aan elkeen sê hartlike welkom op hierdie besondere dag. Oor hierdie naweek gaan ons oor 2 onderwerpe praat. Die een is Jesus se kruisiging, die ander is sy opstanding. En Paulus sê vir ons in 1 Korintiërs 15 dat dit is die evangelie. Sonder dit is daar nie evangelie nie. Is daar nie 'n blye boodskap nie. Gewoonlik op opstanding Sondag sê ons almal die Heer het waarlik opgestaan. Ek vertrou vandag kan ons elkeen, jy kan dit maar hard ook sê, maar in jou hart saam sê, wat die Romeinse soldaat gesê het, waarlik, dit was die Seun van God. Waarlik, dit was die Seun van God. En gemeente, daarom groet ek julle vandag uit 1 Johannes 4 vers 10. Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy Seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Die teksvers vir vandag is uit Hebreërs 10. En jy kan maar net jou vinger op die plek hou. Net ietsie oor die boek Hebreërs. Die boek Hebreërs is 'n boek wat al reeds geskryf word ook aan tweede geslag Christene. Waar mense weer opnuut moet herinner word aan die werk van Jesus Christus aan die kruis en wat dit beteken het. Vandag hoop ek ons sal kan sien wat dit beteken en waarom. Wat was die doel van Jesus Christus se sending na hierdie aarde toe? Dis nie 'n mitologiese gebeurtenis wat vandag in groot dele van die wêreld gevier word nie. Dis ons heiland wat vir ons gesterf het. Kom ons bid saam. Here, ons Here, op hierdie besondere Vrydag buig ons laag en in diepe aanbidding en nederige dankbaarheid voor U. Ons buig in aanbidding voor Jesus, die Seun van God, ons middelaar en verlosser. Ons dank Hom vir sy gewillige gehoorsaamheid, dat hy ons sondes kon vat het, ons skarlakenrooi klere, en dit kon wit was het in sy bloed. Die straf, die wraak van ons sonde, wat eintlik op ons moet neerkom, wat vir die goddelose bewaar is vir die ewige, dit het U, o Seun van God, op U geneem, ter wille van ons. Ons buig voor U Vader, vir die liefde wat U aan ons bewys het, dat 'n Vader sy Seun stuur, die Prins van die hemel, om hier op aarde 'n menslike liggaam te kom word, om die pyn te kom voel wat ons sou moes voel, Here, om die straf te dra wat ons moes gedra het. Here, ons weet dat die bloed van offerdiere en niks van ons dade dit ooit kan doen nie, net die bloed van ons Here Jesus Christus. Ons erken sy lyding en ons bely nederig voor U, Here, ons het deel daaraan. U het dit ook vir ons gedoen. En ek vra nou, o Gees van God, wees met ons, breek hierdie woord vir ons oop, in Jesus Christus se naam. Amen. Ek lees uit Hebreërs 10, verse 1 tot 14. En as 3 dinge wat beklemtoon word in ons teksgedeelte, en ek gaan dalk net so na elke paar verse sê, let op dit. Want die wet, wat 'n skaduwee het van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kon nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid lei nie.
Anders sou hulle opgehou het om geoffer te word, omdat die wat die diens verrig het, nadat hulle dit eenmaal gereinig het, geen bewussyn meer van sondes sou gehad het nie. Maar is die offers jaar na jaar herinnering aan die sondes. Vers 4, want die bloed van stiere en bokke kon onmoontlik die sonde wegneem. Dis die eerste aksent. Vers 5, daarom sê hy, as hy in die wêreld inkom, slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie, maar u het vir my 'n liggaam berei. Dis die seun wat vir die Vader sê, u het vir my 'n liggaam berei. God verlaat die hemel om op aarde vir ons te kom lei. Brandoffers en sondoffers het u nie behaag nie. Toe het ek gesê, kyk, ek kom, in die boekrol is dit van my geskrywe, om u wil te doen, o God. Jesus kom doen die wil van God. Nadat hy hierbo gespreek het, slagoffer en spysoffer en brandoffers en sondoffers wou u nie hê nie, en het u nie behaag nie, wat volgens die wet geoffer word. En hy het daarna gesê, kyk, ek kom om u wil te doen. Hy neem die eerste weg, om die tweede te stel. Jesus kom, hy neem die eerste, die offers weg, en hy word nou vir ons die volmaakte offer. Deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, net eenmaal. En elke priester staan wel dag vir dag om die diens waar te neem en dikwels dieselfde slagoffers te bring wat nooit die sondes kon wegneem nie. Ons tweede aksent, Jesus Christus kom uit die hemel, hy kry 'n liggaam. Hy moes nou die offer kom word van dit wat al die offers wat ons in die Ou Testament van lees nie kon vervul nie. En dan vers 12. Maar hy het nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God en wag nou verder totdat sy vyande gemaak is 'n voetbank van sy voete. Want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. En ook die Heilige Gees gee aan ons getuienis. Want nadat hy tevore gesê, dit is die verbond wat ek met hulle sal sluit na die dag, spreek die Here verder. Ek sal my wette gee in hulle hart, in hulle verstand sal ek dit inskrywe. En aan hulle sondes en hulle ongeregtigheid sal ek nooit meer dink nie. Waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is daar geen offer meer vir die sonde nie. Die derde aksent, geen verdere slagoffers nie. Die offer is eenmaal betaal. Ons kan dit glo, dat die werk van Jesus Christus die volkome werk is. Gemeente, waarom word daar na hierdie dag, wat Christene vier, verwys as Goeie Vrydag? Die blote afgryse van die gebeure van Getsemane tot by Jesus se kruisiging en dit wat hy op die kruis deurgegaan het, dit spreek teen die naam van hierdie dag. Ja, ons weet daar is lande waar dit Lange Vrydag genoem word, Treurvrydag genoem word, maar oor die algemeen word dit Goeie Vrydag genoem. Dit bly pynlik om oor Jesus se fisiese dood te lees, oor die fisiese pyn en marteling van sy kruisdood tot die verraad van diegene wat die naaste aan hom was. En bo alles dat hy deur sy Vader verlaat is. Dit is eenvoudig te afgryslik om enige konnotasie van Goeie Vrydag daaraan te kan koppel. Hoekom sal iemand dit Goeie Vrydag noem? Maar
Dit is eers wanneer ons die feit waardeer dat Jesus in Getsemane tydens sy verhoor, sy straf aan die kruis, sy Godverlaatheid en dood vir ons verlossing gebring het, wanneer ons die doel van Jesus Christus se sending na hierdie aarde begryp, dat ons die liefde waarmee die Vader ons liefhet en Jesus aan ons kom bewys het, kan begryp. Meer nog, as ons dink aan die verskriklike straf, vergeet mense die heiligheid van God. Dis 'n heiligheid so groot, dat die straf wat dit moes verdien, die sonde, kon nie by dit staan nie. Geen mens kon daar die straf dra nie. Geen offerlam kon dit dra nie. Alleen God se seun sou voldoende wees om daardie offer te bring, om dit eenmaal te bring, altyd en vir ons almal. Gemeente, ons kan dit besef, die sonde van al die eeue wat was, en die sonde van al die eeue wat toeteenwoordig was, en die sonde van al die eeue wat sou kom op een oomblik, op die Seun van God, op Golgotha neer. Die offerlam van God kon dit alleen hanteer. Daardie 6 ure op die kruis, en dit wat het vooraf gegaan het, was nie vir 'n mens nie. Dit was nie vir 'n mens. Jesus het in Getsemane gebid, Vader, as dit U wil is, laat hierdie beker by my verbygaan. Daar's verskillende interpretasies daaroor. Daar is Bybelstudente wat sê, hy het nie eintlik gebid dat die kruis by nie, want hy het geweet dis die wil van God, maar dat hy nie sou swik nie. Weet jy, en weet ek, liewe gemeente, ons staan nie los van die straf wat die Heiland moes dra nie. Hoor wat sê 'n ou gesang wat vir my naby aan die hart lê. Jesus het gekom om die wil van God te volbring. Gesang 57 vers 2. Heilige, heilige, heilige wese, aan U wette is voldoen. Heilige, heilige wese, sondaars is met U versoen. Hoe alleen verlaat in angs, moes hy aan die vloekhout hang. In ons plek gee hy sy lewe, en ons skuld word vergewe. Dan net so 'n paar opmerkings. Die brief Hebreërs staan nie teenoor die offers van die Ou Testament nie. Dit was ook God se wil. Die brief van die Hebreërs sê vir ons Jesus Christus het kon vervul dit wat die offers nie kon vervul nie. Dit was die ewige offer. En hierdie gebeure gee vir ons perspektief waarom ons na Goeie Vrydag kan verwys. Maar dit is ook die bevestiging van God se ewige plan. Jesus Christus loop soos 'n goue draad deur die ewigheidsplan van God. Dit was nooit 'n nuwe plan nie. Dit is wat God in sy voorkennis en almag voorblei het. Die Messias, die Verlosser, 'n plan wat voor die grondlegging van die wêreld en te alle tye van die wêreld en ook wanneer hierdie aarde nie meer sal bestaan nie, is dit die plan van God wat ewig en altyd is en sal voortgaan. Die groot tema van die boek van Hebreërs is Jesus se hoëpriesterskap. Hy het 'n eenmalige offer vir die sondes van alle mense gebring. Toe hy volgens Hebreërs 10:19-22 met sy kruisdood, luister, 'n kruisdood, 'n weg deur die voorhangsel heen tot by die genade troon van God gebaan het.
Hebreërs 7:21-28, geen verdere offers is nodig nie. Daarom gaan sy priesterskap nie weer oor nie. Soos ons lees, hy is vir ewig 'n priester volgens die orde van Melchisedek, nie volgens die orde van die Lewiete nie. Hy leef nou om vir ons in te tree, ook vir jou en ook vir my. Luister, broer en suster, ons moet na Golgotha kyk. By Golgotha vloei die riviere van die Bybelse profeseë in die see van vervulling van die werk van Jesus Christus wat hy kon voltooi het. Dis op Golgotha, daar by die kruis, waar die bloedfontein, as ons sing die bloed van Jesus maak ons vry, dis daar waar die bloedfontein uit Immanuel se sy ontspring het. Dit is die plek waar die saligmaker sterwe, sodat ons kan lewe. Dit is die dag waarop duisternis in die dag aanbreek, sodat die lig vir die mense vir ewig kon aanbreek. Want, sê die Johannes Evangelie vir ons, want die lig van die wêreld, dit is die oordeel, dat die mense het die duisternis liewer as die lig gehad. Hierdie lig moes aanbreek. Op Golgotha, met die uitblaas van Jesus se laaste asem, skeur die voorhangsel en let wel van bo na onder. Dit was nie 'n mens se werk nie. Dit was nie 'n mens se werk nie. Hy word nie weggeskuif nie. Hy word nie tydelik verwyder nie. Dit skeur middeldeur om nooit weer ons toegang tot God se genade troon te kan keer nie. Jesus Christus word nou ons middelaar. Hy vervang die ou voorhangsel. Jesus Christus alleen is ons middelaar. Hy neem die mens se sonde op homself en die voorhangsel word oorbodig. Die mens wat altyd deur sonde van God geskei was. Daar is nou vrede tussen ons en God. Dit leer die skrif ons deur die bloed van Jesus Christus. En daardeur het ons vrye toegang gekry tot hierdie genade. Ja, dat Jesus aan die kruis gesterf het, beteken nie dat Satan gewen het nie. Inteendeel, dit was sy grootste nederlaag. En moet ons saam die Romeinse offisier bely, hierdie man was waarlik die seun van God. Wat moet ons weet van die offer van Jesus Christus aan die kruis van Golgotha? Let nou op 3 waarhede uit ons teks. En ek gaan die eerste deel, Hebreërs 10 vers 1 tot 4, die onmoontlikheid van die mens om sy eie geregtigheid te bewerk. Die onvolkomenheid van menslike handelinge soos offers of al die rituele wat ons dink is nodig vir ons redding of om die ewige lewe te verseker. Die Hebreërs skrywer haal Micha 6 aan as hy sê, want die bloed van stiere en bokke kon dit onmoontlik nie doen nie. Numeri sê vir ons, Numeri 28 vers 3, dag vir dag moes daar 2 jaar oud lammers sonder gebrek geoffer word. As 'n voortdurende offer. Maar Jesus roep uit aan die kruis, dit is volbring, sodat dit nooit weer herhaal sou word nie. Eenmaal vir jou en my het Jesus dit gedoen. Ja, Johannes, die doper sê verder vir ons, in Johannes 1, sê dit baie duidelik, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Jesus is die lam van God, wat die sonde van die wêreld byneem. En dan
in Handelinge 2, Petrus in Openbaring bevestig dit. Christus as die lam van God voor die grondlegging van die wêreld. Voor die grondlegging van die wêreld. Die tweede deel van ons teks, verse 5 tot 11, 'n nuwe verbond, 'n ewige verbond wat nooit verbreek kan word nie. 'n verbond wat nie op menslike handelinge of ons vertroue berus nie, maar wel op ons geloof. Kom tot stand op Golgotha. Jesaja praat van 'n ewige verbond. Dit is nie die 10 gebooie nie, by die berg Horeb nie. Die nuwe verbond is nie 'n stel reëls en vrome gedragskode nie. Dit is wat Jesus Christus in ons lewens en in ons harte kom doen, deur die werk van die Heilige Gees, wat sy kruisiging bevestig. Dit bestaan daarin, dat God uit genade sy kinders aangeneem het, en ons toelaat, dat Jesus Christus deur die Gees in en deur ons werk. Dit is wat die sakrament van die heilige nagmaal ook vir ons wil sê, toe dit ingestel is. Ons moet weet, op daardie skuldbrief, waarvan ons lees in Kolossense 1, daai skuldbrief, al die skuld van ons, is op daai skuldbrief skryf, Jesus Christus, is aan die kruis vasgenaal in Jesus Christus, en daar is in bloed geskryf, vrygestel, skoongemaak, betaal vir altyd. Die derde deel van ons teks, en iets wat ons soms geneig is om oor die hoof te sien, is Jesus se ewige heerskappy. Hebreërs 10:12 tot 18 sê vir ons, Jesus se heerskappy is seker, totdat hy sy vyande gemaak het, die voetbank van sy voete. Openbaring 15 vers 11, lees ons, en die 7de engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat sê, die koninkryke van die wêreld het die eiendom van ons Here geword, en van sy Christus, en hy sal as koning heers, tot in alle ewigheid. Ten spyte van hoe ons wêreld nou lyk, wil ek vir jou sê, jy kan verseker weet, die uitslag van die stryd is reeds bekend. Die stryd mag nog aangaan, maar die uitslag van die stryd is wel bekend. Jesus sê in Matteus 28 vers 20, en kyk, ek is met julle al die dae, tot aan die volëinding van die wêreld. En dit bring my by die redes van Jesus se sending na hierdie aarde. Was dit God se bedoeling, dat die prins van die hemel, hier op aarde vir ons sou ly, dat sy liggaam dan as die offer uitgegiet is? Kom ons kyk nou na die 3 redes waarom Christus na hierdie aarde toe gekom het. Wat sy offer aan die kruis vir ons beteken het. 1. Om die werke van die duiwel te verbreek. 1 Johannes 3 vers 8. Hy wat die sonde doen, is uit die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek. Die Bybel leer ons dat Jesus as offerlam vooruitgeken is, voor die grondlegging van die wêreld. 1 Petrus 1 vers 19-20. Maar deur die kosbare bloed van Christus, soos die van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruitgeken is, voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye, Christus en na sy koms, geopenbaar is vir julle ontwil. Ons weet dit vandag. Die
Oud-testamentiese mense het uitgekyk na die Messias, na die kruis, ons kan terugkyk. Ons teks maak dit vir ons baie duidelik, dat dit nie die offers van 10.000e of duisende stiere, bokke of ramme sou wees nie. Kan ons dit begryp, dat hier die Seun van God gekos? Nie werklik nie. Nie werklik nie. Maar 1 Korintiërs 2 vers 7 gee vir ons die antwoord. Maar ons spreek die wysheid van God. Die wysheid van God, wat bestaan in die verborgenheid wat bedek was, en wat God van ewigheid af voorbeskik het, tot ons heerlikheid. Efesiërs 4 vers 11 som dit op. Alles wat God in die vlees geworde Christus vir ons voorberei het, vir die wat hom liefhet, is voor die skepping van die wêreld in die raadsplan van God vasgestel. Het jy die Here Jesus lief? Het jy die Here lief? Jy weet, jy is deel van daai plan. Die besluit dat Jesus as verlosser na die aarde sou kom, was nie 'n reaktiewe besluit na die sondeval nie. God kan nie en word nie verras deur die handelinge van die mens nie. Hy alleen besit iets wat ons nooit kan besit nie, en dit is sy goddelike voorkennis. Jesaja 46 vers 10 sê hy, ek kondig van tevore aan wat later sal kom, lang tevore al wat nog nie gebeur het nie. Ek sê wat ek besluit het en dit gebeur, wat ek wil, doen ek. Kinders van God se stryd is sonde en dus die duiwel wat die vader van die leuen en die sonde is. 1 Petrus 5, wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. En dan hierdie woorde van die Here Jesus self. 1 Johannes 5 vers 19. Ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld in die mag van die bose lê. Jesus het gekom om hierdie mag te verbreek. As jy dink enige politieke party of enige supermoondheid kan hierdie mag verbreek, dan is jou hoop te vergeefs. Hebreërs 2 vers 14 en 15. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op hierdie manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kan maak, wat mag het oor die dood. Dit is die duiwel. Vers 15, en almal kon bevry, wat hulle die hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. Nou kan jy vir my vra, is die verse wat ek aangehaal het dan 'n paradoks? Sê ons nie Jesus het oorwin op die kruis nie, en tog word die Nuwe Testamentiese kerk so ernstig gewaarsku teen hom? Die antwoord is nee, dis nie 'n paradoks nie. Die Bybel waarsku ons om die duiwel teen te staan en te weerstaan. Satan is nie vernietig nie. Hy loop rond soos 'n brullende leeu. Maar ek wil vir jou sê, broer en suster, sy mag is verbreek. Voor Jesus sal hy buig en het hy geen ander mag nie. Ons moenie, daar's mense wat so aan demonologie en al hierdie dinge hulle steur, dat hulle die grootheid van ons God heeltemal vergeet het. Efesiërs 5, pas dan op, dat julle nou gesed wandel, nie as onwyse nie.
Ons moet hoor wat die woord van die Here vir ons sê, maar as wyse, koop die tyd uit. Koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Hierdie dae is vandag nog boos. Jakobus 4 vers 7, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Daar is nog 'n stryd wat gevoer moet word, gemeente. Daar is 'n groot stryd aan die gang in hierdie wêreld. En daaroor kan nog baie gesê word. Ons tot by Jesus en vandag deel ons met die profeseë wat al reeds in vervulling gaan het, maar daar's ook nog baie wat in vervulling moet kom. Maar nooit weer hoef jy Satan te vrees nie. Hy moet die knie buig voor die naam van Jesus. In Jesus se naam is Satans mag verbreek. Bly in Jesus soos hy in jou deur die Heilige Gees bly. Die tweede punt, om ons sondes weg te neem en 'n nuwe verbond te sluit. Hy sê mos ons die oue het verbygegaan. Hy sê op 'n ander plek vir ons, en dit wat was, is aan die verbygaan. Matteus 18:11, want die Seun van die mens het gekom om te red wat verlore is. 1 Johannes 3 vers 5, en julle weet, dat hy verskyn het om die sondes weg te neem, en geen sonde is in hom nie. Sien, sonde is die probleem. Sonde is die probleem waarom ons in vrees lewe, en ook die doodvrees, waarom sterwingsangs so baie mense omhul, en seker ook vir ons. Ons kan nie sê wat op ons sterfbed gebeur nie, maar een ding weet ek, my verlosser leef, en hy sal laaste opstaan. Die vernuwe verbond word vir ons beklemtoon. As Christene glo ons dat Jesus by die laaste avondmaal 'n nuwe verbond ingestel. Hy sê dit in sy eie woorde. Kan die God van die hemel 'n verbond sluit wat hy nie nakom nie? En dan sê hy vir ons in Matteus 26:27, terwyl hy eet, neem Jesus die brood. En nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels en sê, neem, eet, dit is my liggaam. Vandag gaan ons dit weer denk. Toe neem hy die beker. En nadat hy gedank het, gee dit aan en sê, drink almal daaruit. Want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. En so weet ons, wat is 'n testament? 'n Testament kan net in werking tree as iemand gesterf het. En die Seun van God sterf vir ons, sodat ons erfgename van sy heerlikheid kan wees. Die brief van die Hebreërs tref vir ons vele vergelykings tussen die Ou Testament, die Ou Verbond en die Nuwe Verbond. En soos ek genoem het, dis nie om dit teenoor mekaar te stel nie, net om vir ons die onvolkomenheid van die Ou Verbond te wys, en dat Jesus Christus dit kon volbring het. As ons in Hebreërs 11 lees van al die geloofshelde, weet ons dat Hebreërs 11 vir ons sê, en hulle kon hierdie belofte nie verkry nie, omdat God iets beters oor ons beskik het. Hierdie iets beters is Jesus Christus. Ja, luister wat ek sê. God se antwoord op ons menslike onvermoë. God se antwoord op ons menslike onvermoë is Jesus Christus. Hebreërs 9. Want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom wat met hande gemaak, 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self, nou voor die aangesig van God vir ons verskyn. Vandag tree Jesus vir jou in. Vandag kan jy tot sy genade troon gaan. Ook nie om homself dikwels te offer nie, soos die hoëpriester elke jaar moes doen nie. Jy hoef nooit weer te twyfel nie. Dit is volbring, dit is gedoen. En dan vers 26, want dan sou hy dikwels moes gelei het van die grondlegging van die wêreld af. Maar nou het hy dit eenmaal in die volëinding van die eeue verskyn
om die sonde deur sy offer weg te neem. Wat gebeur dan? Wat gebeur dan? Hoe gebeur dit dat ek en jy ons lewens verander en aan die Here oorgee en dat hy ons as kinders aanneem? Kan ek maar sê, met al ons opstaan en val, met al ons gebreke, met al ons twyfel, die malle meule van ons lewe, en soms oor 'n lang tyd, soms oor 'n korter tyd, maar ons weet, dis die werk van God se Heilige Gees, wat dit in ons kom bewerk. Hoe? Romeine 10 vers 8 tot 10. Maar wat sê dit? Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Jy sal gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Het jy al daardie hartsverandering ondergaan? Het ek al daardie hartsverandering ondergaan, sodat ons Jesus kan bely tot redding? Dit alles lyk vir ons na iets onverklaarbaar. Dit is soos 'n warrelwind in die Karoo. Jy weet nie waar dit vandaan kom nie, maar jy sien hom. Hierdie dinge lyk vir ons onverklaarbaar, maar die feit dat iets onverklaarbaar is, maak dit nie minder werklik nie. Die redding van Jesus is nie iets minder werklik nie, omdat jy vandag nie dit kan sien nie. Dit is wat geloof doen. Dit is wat dit van ons vra. Ons moet voor hom staan en ons oopstel, dat hy ons kom aanraak deur die Gees. Dit doen hy eenmaal, maar ook deurgaans in ons lewens, omdat hy nou die Here is, deur sy dood en die nuwe lewe in jou en my. Jy sê vir my, is dit so eenvoudig? Die antwoord is ja. Wat wil jy nog doen? Wat wil jy nog doen? Het Christus nie gesê, dit is volbring nie? Weet jy dat Christus gesê dit is volbring? Al die goed wat ons kom aanlas oor die eeue. Dis wonderlik, baie van die dinge, maar eintlik is hierdie die boodskap. Jesus het dit volbring. 1 Korintiërs 2 vers 2 sê, Paulus het baie duidelik vir die Korintiërs. Hierdie Korintiërs het baie vrae gehad. Want ek het my voorgenem om niks anders onder julle te weet nie, as Jesus Christus en hom as die gekruisigde. Niks minder, niks meer, is wat jy vandag nodig het, en ek, broer en suster, vir ons redding. Ek vra vir jou op hierdie punt, kom stel jou vanoggend oop, dat die Here aan jou kan raak, as jy in hierdie dag weer oproep, op Goeie Vrydag, die herinneringe, en wanneer jy vandag die nagmaal neem. Ek kom met die derde punt. Om die koninkryk van God te herstel, om alle dinge wat in die hemele en op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. Efesiërs 1 vers 10, luister, sê dit vir ons duidelik. Om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemele, sowel op die aarde is, onder een hoof, Christus te verenig. Kolossense 1:20, en dat hy deur hom alles met homself versoen het, nadat hy vrede gemaak het, deur die bloed van sy kruis. Dis wat vir ons die vrede bring. Die dinge op aarde, sowel as die dinge in die hemele. Hoor die woorde van Openbaring 1. Jare daarna, die Here Jesus se openbaring op Patmos. Dis nie Johannes se boek nie, dis die Here Jesus se openbaring. Hy kom in die wolke, Openbaring 7,
en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het. Weet jy, daai merke gaan daar wees? En al die geslagte gaan oor hom rou bedryf. Ja, amen. Ek is die Alfa en die Omega, sê Jesus. Die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom. Besef jy dat niks het ontstaan. Ons het vanoggend eintlik 'n klomp kort preekies in ons gesange gehad. Hy leef nou. Hy was aan die begin daar. En hy gaan aan die einde daar wees. Die toekoms is in sy hande. Dan echo Openbaring 17 dit weer. In so 'n mate dat Johannes ons sê, toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete. En hy het sy regterhand op my gelê en gesê, moenie vrees nie. Ek is die eerste en die laaste, die lewende en die dode. Ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. Ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is, sowel as die wat gaan gebeur. Weet jy, hy lê vandag die hand op jou skouer, hy sê ek is daar. Niks het verander nie. Jesus onveranderlik, ons God onveranderlik. Kan jy saam met my die woorde echo van ook 'n ander baie mooi lied? Lied 190. Ek het Niels gepla met die liedere. Ons gaan nog leer. U oor alles God en hoof. Open oë van geloof. Dat ons sien, geen goed of kwaad word aan toeval oorgelaat. Bokant ons begrip en bokant ons verstand, hou u al wat is in stand. Die wederkoms van Christus, kan ek jou vra, leef daar die verwagting in jou? Of het ons moedeloos geword na 2000 jaar? Die mees glorieryke feit van die verlede en die sekerste hoop vir die toekoms is dat Jesus na hierdie aarde toegekom het en dat hy weer gaan kom. Ons sien in Handelinge 1:2 opvaar, sê die engele, Galileese manne, waar daar kyk julle? Hierdie Jesus wat julle na die hemel sien opvaar, hy sal net so kom. Hy gaan net so kom. Christus is ons lewende hoop. Die vervulling van alles waarvoor ons in hierdie lewe wag, maar ook die ewigheid. Ons kan seker maak dat die dood nie 'n verskrikking is nie. Hy kom seker weer. Hierdie aardse tranendal gaan verbygaan. Hierdie wêreld, soos ons hom ken, gaan vergaan en hy gaan verander. Maar ons kan ook weet, as hierdie liggaam verander, dan is Jesus Christus daar. Aan die einde van hierdie reis is Jesus daar. Luister na die ou gesang 292. Rus my siel, jou God is koning. Oral voer hy heerskappy. Alles wissel op sy wenke. Onveranderlik is hy. Rus my siel in God jou koning. Leef tevrede uit sy hand. Wat ons tref in hierdie wêreld, niks verbreek sy liefdesband. Weet jy dit, gemeente? Weet jy dit? Dat God die wêreld so lief gehad het. Dat hy sy eniggebore seun vir jou en vir my gegee het. Nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Ek sluit af. En ek wil dit doen met 3 vrae. Waaroor jy moet nadink, elkeen van ons het vir onsself antwoord. Leef jy met die sekerheid? Aanvaar jy wat in ons teksverse vir ons beloof word? Hebreërs 10 vers 5, want die liggaam van Jesus berei is sodat hy die seun van God in alle opsigte die wraak wat ons moes dra, aan die kruis gedra het. Mense, die wraak van God kan ons ooit besef. Ek het gesê ons kan nie. Dis in die wysheid van God geopenbaar.
Satan is oorwin. Jy is vry. Neem dit aan met hande van geloof. God gee jou ook daai geloof, omdat hy jou die waarheid gee, waaraan jy kan glo. Nou dat jy dit weet, gaan jy dit doen. Gaan jy dit doen? Gaan jy doen wat Romeine 10 vir ons sê? Glo jy met jou hart? Glo jy met jou hart? Het die Gees kom werk in jou hart? Bely jy dit met jou mond? En as jy met jou mond bely, leef jou lewe dit. As jy dit gedoen het, gebruik dan vandag die nagmaal met oortuiging. Want dit is die getuienis 1 Johannes 5:11 en 12, dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy Seun. Hy wat die Seun het die lewe. Luister mooi, wie die Seun van God nie het nie die lewe nie. Deur jou vrese wil ek jou vra, het hierdie wêreld en die onsekerheid en al die slegte nuus wat ons kyk, het dit die toekomsvisie verdof? Laat dit jou sonder uitsig. Weet dat Jesus Christus hierdie gebroke wêreld, hierdie gebroke hede, jou gebroke lewe, dit gaan herstel word. Dit gaan herstel word. As jy dit aanvaar, daardie wrede dag aan die kruis was, en is dan inderdaad 'n goeie Vrydag. Amen.